het jy 'n bees? Ek is seker as jy die span by Savannah Beef Processors gaan vra, gaan hulle vir jou sê, happy vir happy. Hallo en welkom by Kletskompas. In vandag se episode gesels die uitvoerende hoof van Savannah Beef Processors, Ian Collard, saam met ons oor die nuutste toetslagte of die eerste toetslagting wat hulle sopas afgehandel het. Intussen gaan gesels ek, Irene Marie van der Walt, met Francois Steinberg oor die nuutste nuus, maar vereers gaan kyk ons na die nuutste inskrywings in Republikein se Kikkie kompetisie. Francois Steinberg saam met my in die Kletskompas ateljee. Dit is Woensdag. Dis Woensdag en die weer is wonderlik en ons gaan reën kry, so dit gaan goed en met jou. Wanneer kom die reën? Die Vertel reën nou sommer kom vir my. Kitsvloede dalk, plek en ja, die suide en die ooste. Okay, so daarom nie daar by die Klein Windhoek rivier, want as dit die Klein Windhoek rivier is ek in die moeilikheid. Dan moet ek nou huis toe haas en gaan voorsorgmaatreëls tref. Francois Steinberg, nou nie so wonderlik soos die reën nie. Jy het op die voorblad berig oor Arno Engels. Baie hartseer berig vir my gewees om te skryf, om te lees van 'n Namibiër wat in Engeland van moord aangekla is. Arno Engels, 39 jaar oud, is aanvanklik van aanranding aangekla. Daar's 'n bejaarde man wat ernstig aangerand is en ek weet nie wat die presiese omstandighede was nie. Dit was bure wat gebel het uit van 'n woonstel af en die man is toe in die hospitaal opgeneem. Sy naam is Anthony Scarrett en hy het later aan sy ernstige beserings beswyk. En blykbaar was Arno en die bejaarde man was woonstelmaats, hulle het saam gewoon. Die omstandighede is ons moet iemand in Engeland in die hande kry om uit te vind of hy dalk 'n oppasser was en of hulle vriende was. Maar nadat hy nou aan hierdie beserings beswyk het, is Engels nou van moord aangekla. Wat ons nou gebeur, so die saak is tot 5 Desember uitgestel vir voorverhoor verrigtinge en pleitdoeleindes. Maar wat vir my baie hartseer is dat Arno was die eienaar van Mount Sinai Rehabilitasiesentrum by Isakos, ook 'n oud verslaafde, maar sy lewe omgekeer en nou hierdie rehabilitasiesentrum gestig. En ek het baie goeie goed van dit gehoor en ek weet van mense wat daar was, wat vir wie dit gehelp het, maar ongelukkig was daar ook negatiewe berigte dat die plek 2 keer gesluit is. Nadat daar gerugte was van pasiënte wat mishandel is, voorvalle van geweld. Daar was byvoorbeeld iemand wat besoek afgelê het by familielid daar, wat na bewering een van die pasiënte gesien het wat in 'n boom vasgeketting was. Dit is 'n geloofsgebaseerde sentrum hierdie gewees, maar baie mense het dit ook vergelyk met Noupoort in Suid-Afrika, waar daar regtig ekstreme dinge gedoen is om hierdie pasiënte nou van hulle afhanklikheid te bevry. So dis vir my net baie hartseer hierdie dat 'n Namibiër van moord aangekla is in 'n ander land en mens weet nie wat sy ondersteuning het hy daar, ander Namibiërs dalk wat kan uitreik en ja, hartseer, maar jy het ook voorheen met Engels gepraat en artikels gedoen. Ja. So ja. Ek was nog 'n groentjie joernalis. Ek dink ek is nou veel minder groen nie. Maar ja, en die manier wat hy altyd gepraat het, onthou ek hierdie verskriklike
gelowige, jy weet, Ja. God het hom verlos en hy is nou vry daarvan en jy weet hy het nou 'n nuwe blaadjie omgeslaan. Ja. Dis eintlik so hartseer as jy daardie gesprekke met hom, as ek dit vir jou kon speel, jy weet, Ja. opname daarvan kon Ja. speel. Jy sou nie kon glo dis dieselfde man nie. Hy het altyd verskriklik, jy weet, en hy was ek wil nie sê trots nie, maar hy het onbeskaamd gepraat oor sy verlede. Jy weet, en hoe hy nou 'n nuwe blaadjie omgeslaan en hoe God hom verlos het, en dit is verskriklik hartseer eintlik. Dit is vir my hartverskeurend, maar Ja. dit is ongelukkig die ding van enige verslawing. Dis 'n siekte en dit is iets waarteen jy elke liewe dag Moet veg, moet veg. So ja. Ja. Maar Minder hartseer nie. minder hartseer. Foulyn. Nankosi wat in 'n program is, 'n Hollandse program. Dis Wet in the Wild. So ek sien baie uit om dit te sien. Ek hoop ons kan, dit word op 'n Nederlandse televisiekanaal, maar ek hoop ons kan dit iewers stroom dit, laat ons dit kan sien, en dit is nou maar al hulle bewaringsprojekte. Ook daai olifant wat ons destyds ja, die hervestiging van die olifant, en ek seker baie ander interessante goed. Ja, so, daar is die produksiemaatskappy wat hierdie programme opneem, het 'n webwerf waar hulle episodes stroom. Ons weet nie spesifiek of Wet in the Wild daar gaan wees nie, maar ons lewe in hoop, Francois Steinberg. Ek dink dit is al vir ons nie so vandag. Ons is nou terug na die weer met Ian Kala. Ons gaan vind meer uit oor daardie kitsvloede waarvan Francois sopas gepraat het in jou weer vanmôre. Op Katimamulilo môre is sonnige dag met 'n minimum van 22 grade Celsius en 'n maksimum van 39. Op Omaruru 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 32, ook sonnig daar, maar bewolk in die hoofstad met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Op Swakopmund môre 'n sonnige dag met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 15 grade Celsius. Winderig op Loedrits met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 25 en ook sonnig op Reebot met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Jy het sopas uitgevind dat jou broer of suster kanker het en jy mag dalk baie emosies ervaar soos gevoelloos, bang, eensaam of selfs kwaad. Vir nou probeer egter om op die volgende feite te fokus. Baie kinders oorleef kanker en jy het goeie rede om hoopvol te wees dat jou broer of suster beter sal word. Vandag oorleef soveel as 8 uit 10 kinders wat met kanker gediagnoseer word hul siekte en baie gaan voort om normale lewens te lei. Dit is omdat wetenskaplikes nuwe en beter maniere ontdek het om kanker te vind en te behandel. Jy is nie alleen nie. Op die oomblik lyk dit dalk of niemand anders in die wêreld voel soos jy nie en in 'n sekere sin is jy reg. Niemand kan presies voel soos jy nie. Maar dit kan help om te weet dat daar ander kinders is wat 'n broer of suster met kanker het. Om met ander te praat kan jou help om jou gevoelens te verwerk. Onthou, jy is nie alleen nie.
Jy kan nie beskerm nie, maar jy kan vertroosting bied. Soms sal jy sterk wees vir jou broer of suster en soms sal jou broer of suster sterk wees vir jou. Dit is oukei om te praat oor hoe moeilik dit is en om self saam te huil. Kennis is mag. Dit kan help om meer te leer oor kanker en kankerbehandelings. En soms is wat jy verbeel eintlik erger as die werklikheid. In 1994, a group of Namibians saw a need for a grassroots Namibian medical aid fund. The Prosperity Medical Aid Fund was born right here, among the hard-working fishermen and ship workers of Walvish Bay. In 2001, in order to establish a fund focused on its members that put their health first, the fund formed its own identity away from its administrators, Prosperity Health. It was named Renaissance Health as a symbol for the renewal of medical funding in Namibia, a transformation in health. Renaissance members voted for their first board of trustees who would carry the fund forward for all Namibians. By 2010, Renaissance had members across the entire Namibia. A fund founded by Namibians for Namibians to ensure access to quality healthcare. In 2020, RMA was put to the test with COVID-19, supplying life-saving oxygen machines door-to-door to members when our Namibian hospitals were full, saving many of its members' lives. RMA is not just a medical aid fund, it's a partner in health for its members, whether through our chronic compliance programs or yearly wellness checkups. RMA was started by you. It belongs to you. A proudly Namibian first medical aid fund providing the best in care for all Namibians. Renaissance Health Medical Aid Fund, serving Namibia since 1994. RMA, your health comes first. Welkom aan Ian Collard van Savannah Beef Processors. Ian, hoe gaan dit met jou? Ja, ek mag nie vandag klaar nie. Luister Ian, Dankie. ek en jy het laas op Nampo in wat is die plek se naam, Botawil in die Vrystaat, het ons laas 'n heerlike onderhoud gehad, alles oor Savannah Beef. So ek wil nou alles opvang met jou, want dit was in Mei gewees en ek het spesiaal vir jou my pink hempie aangetrek. Savannah Beef staan nou al. So ons wil asseblief 'n heeltemal, jy moet vir ons alles vertel. Julle was nou besig met die proefslagting. En hoe het dit gegaan? Ek wil nou amper sê ons het mekaar op Nampo gesien en voor dit op skool, maar maar dankie. Dit is waar. Nee, sedert Mei maand het daar nog 'n redelike klomp goed gebeur. Die gebou is hierso teen Mei maand was die struktuur daar almal opgewees en al die binnegoed is toe van daar af nou ingesit en van daai tyd af tot nou toe het ons eintlik baie gevorder met die masjinerie en alles. Ek sal nie sê dat daar nie tye was wat ons redelik onder groot druk was nie. Ons is vandag nog onder groot druk. Ja. So die uiteinde van die beplanning is dan nou dat ons as alles reg loop, dat ons so teen die middel van Oktober dan nou basies die oorname van die aanleg dan nou gaan doen van die kontrakteurs af. Ja. Nou die kontrakteurs is Nexus Konstruksie. Hulle het 'n kontrak met ons dat hulle basies vir ons 'n werkende aanleg moet gee. 'n Werkende aanleg beteken nie net die strukture plus die toerusting nie, maar wel ook opgeleide mense. Nou dit is ja, nou, want dis ek meen daai vaardighede, dit is spesiale vaardighede ook. En dis nou nogal dit op sigself is nogal nie maklik nie. Want jy moet nou onthou Nexus is ons 'n konstruksiemaatskappy. Ja. Nou ek wil nie sê hulle weet niks van slag af nie, maar aan die einde van die dag moet hulle basies vir ons 'n aanleg gee 'n moderne, hipermoderne slagpale. met mense met mense binne wat kan slag. Ja. So dis nou die fase waarin ons dan nou op hierdie stadium dan nou verkeer.
deurdat hulle noem dit in Engels 'n cold en 'n hot commissioning. Commissioning is maar om die ding in te toets of hy werk soos wat hy moet werk. Nou die koue inwerkingstelling, as ek dit so kan stel, is basies net om te kyk of die masjiene loop. As jy hom aansit, dan loop hy, as jy hom afsit, daai tipe van goede. En dan as dit dan nou die warm inwerkingstelling is dan nou as mense 'n eenvoudige term daarvoor wil gebruik, dan is dit as die bees dan nou fisies geslag word. Ja. So of die aanleg dan nou alles daar volgens kan hanteer. En as die bees dan nou geslag word, dan beteken dit ook dat die mense wat die bees slag, moet hulle werk reg doen. So hulle moet dan nou basies klaar opgelei wees en al sulke goed. So daar was 'n toetsslagting, as ons dit so wil noem, maar dit was 'n baie vroeër in die proses gewees. Ek het so 3 weke terug nou al. Ja, dit was so Augustus, ja. En ons het 61 bees geslag. Nou klink erg, nee, 61. Ja. Dis nie 60 nie, dis 61. Die gedagte rondom dit was maar net om eerstens dit was teikens vir almal gewees, want almal was nou in afwagting vir omtrent 18 maande na 2 jaar toe vir sekere mense om te kyk of daar daarom 'n bees in die aanleg dan nou hanteer kan word. Groot beleggings. Daar's baie aandeelhouers. Ja. So almal se oë wat belê het is op julle en is 'n groot hoop vir die beesvleisbedryf. Nee, presies. En die mense wat toe nou, wel, dit het amper vir my gelyk asof dit die grootste gebeurtenis in Namibië is, die oggend toe ons nou die eerste paar bees geslag het. En baie mense was eintlik baie positief geweest deurdat hulle gesê het dit is dan die eerste keer wat hulle nie moes swyswerk doen of snywerk doen om die bees net te laat aangaan op die slaglyn nie. So alles het daar redelik. Niks het van die hakke het vasgehak of niks het dan ook afgeval en sulke goed. So maar laat dan nog baie gekort het is gewis so. En wat die slagproses ons eintlik gegee het, ek dink dit was so oor 'n periode van 3 of 4 dae gewees, ek dink van die Woensdag tot die Vrydag, het eintlik maar vir ons gewys waar groot foute dan nou nog was. Want 'n mens kan dit eintlik net toets as jy dan nou fisiese bees aan die hak het. En van daar af is daar nou 3 weke tyd wat die konstruksiemense dan basies die aanleg teruggekry het. Ons het geen bees dan nou geslag vir die laaste 3 weke nie. Dat hulle dan nou al hierdie klein probleempies en groot probleempies te kan uitsort, want daar was sekere goed wat nog glad nie begin was op daai stadium nie. So die plan van nou af aan vorentoe is dat ons so binne ons begin Maandag weer. Daar's hopelik verloop alles seepglad. Ons hoop so. So die plan is dan nou om hier in die omgewing van meer as 250 beeste te slag oor 'n periode van sekere week en 'n half. So ons gaan nie alles op een slag slag hê. Want 250 bees is eintlik ons kapasiteit per dag. Dis per dag, ja. Maar mense moet ook nou onthou as jy nou bees geslag het, en die feit is ons is nog nie geregistreer as 'n abattoir nie, so ons kan met ons vleis ons kan dit plaaslik verkoop, maar ons kan dit wel nou nie elders as Namibië verkoop nie. So mense wil nie te veel bees aan nou slag in die toetsproses nie, want ons kan nie optimale pryse kry vir die bees dan nou. So ons wil jou koste so laag as moontlik hou, en dis daarom die gedagte is ons gaan genoeg slag om te sorg dat ons die doeltreffendheid van die aanleg dan nou in totaliteit kan toets. Dan ook aan die einde van volgende week kom daar 'n blokman van Engeland af. Want dit is waar die uitvoermark is. Ja. So hy kom spesifiek daarvan af om opleiding hier te kom gee. En die rede hoekom ek hom opleiding gee is dat die versnitting van 'n karkas vir die Europese mark en die Verenigde Koninkryk se mark is anders as waaraan ons gewoond is. So byvoorbeeld en dis nou alles nuwe goed wat ek nou praat, want ek wat vleis was ek was dom en is al seker nog vir 'n redelike tyd dom wees met dit, maar met die versnitting van vleis in Afrika of in Suider-Afrika word die voorkwart eintlik glad nie versnit nie. Hy word met been inverkoop. Dis nou die blad en die ribbes en daai klas van goede. Maar om 'n beter prys te kan kry, ontbeen ons dan nou nie net ons moet ontbeen vir die Europese markte. So dis nou nie net ons nie, maar eintlik al
al die uitvoer abattoirs in Namibië ontbeen hulle vleis om dan nou te verkoop in Europa teen nou, kom ons noem dit 'n euro gebaseerde prys. Ja. Maar die wisselkoers ons dan nou so 'n bietjie help. So die uiteinde van die ding is nou dat hulle basies, of hy dan nou basies opleiding gaan kom gee oor hierdie ander versnitting as wat die, kom ons noem dit die Suider-Afrikaanse verbruiker aan en ons aangewoond is, want dit is dan nou die Europese gekose versnitting. Ja, wat hulle soek. So as alles reg werk, en alles weer teorie, dan is behoort ons hier teen die middel van Oktober klaar te wees met die toetsoperasies en dan kan daar dan 'n oordrag plaasvind van hierdie aanleg na Savannah self toe. En dan sal Savannah dan op basis die plek begin bestuur en totale verantwoordelikheid vir die besigheid vat. Daar is 'n dit is so hipermodern. Ek wil so graag weer besoek daar af lê want ek het nou hierdie hele proses gevolg van die konstruksiefase, maar ek sal hierdie so graag wil sien. Julle het selfs 'n masjien wat outomaties die vel van die karkas aftrek. Hoe werk dit? Okay, kyk, as ons nou die nuutste aanleg in Namibië is, dan kan 'n mens vir so 10 dae kan jy dalk spog dat jy die nuutste tegnologie het. So ons sal graag daai reg vir ons self wil hou vir die volgende 10 dae na commissioning. Maar ja, dit is so dit help nie om ou toerusting te gaan insit in 'n nuwe aanleg nie. En dis tipies wat ons gedoen het. Maar ek wil ook nog sê ons het nie oorboord gegaan nie. Met die outomatisering van so 'n aanleg in, kom ons sê, as so 'n aanleg in Europa gestaan het. Jy wil nog steeds werk skep vir ons plaaslike mense? So 'n aanleg argumente onthou was seker 110 mense gehad het. Ja. En ons gaan seker 220 mense dan nou uiteindelik werk verskaf aan. So kom ons sê die mees opspraakwekkende stuk toerusting in die aanleg is en hulle noem dit 'n hide puller, so kom ons sê 'n vel aftrekker. As ek nou by gebrek aan 'n beter Afrikaans, ek sou seker nie goeie punte gekry het in matriek nie, want hulle gesê dit is 'n anglisisme in daai tyd. Maar dis basies 'n masjien wat dan nou met hidroliese krag die vel van die bees aftrek. So dis water? Nee. Dis amper trek hom van bo af of van onder af? Nee, hy trek hom van die agterkant af, met ander woorde van die agterbene af. Ja. Nou, om dit maklik te verduidelik vir iemand wat dit nog nie gesien het nie, is as 'n mens 'n skaap slag, dan het 'n mens genoeg krag om die vel af te trek. Ja. Nou, maar nie met 'n bees. Wel, ek het nog nie ontmoet wat so sterk is nie. Ek stel ook nie belang nie. Maar die uiteinde van die saak is dan op basis is hulle sny die vel los bo op die hakke, dat daar sê maar 'n stuk los is en dan word dit met 'n ketting vasgemaak en dan begin hierdie masjien die ketting te rol en hy rol nou basies die ketting op 'n drom, dis waar die hidroliese krag nou, en in die krag trek hy basies die vel van die lyf af. Ongelooflik. Ek wil dit baie graag sien. So as jy dit nou sien, dan moet jy nou vir jouself sê, nou hoekom het ek nie al lank al hieraan gedink het? Soos wat dit maar eintlik met alle goeie uitvindings is. Wat die ding eintlik veroorsaak is, daar's minder snye wat op die vel gedoen word. Ja, en die vel bly ook mooi behoue dan? Wel, as die ding reg gedoen word, dan kan die vel meer behoue bly. Soos 'n mooi Nguni vel wat ek graag op my sitkamer vloer wil hê. Seker sou wees. En dan die ander ene is dat die tweede ding is dat daar's minder intervensie van die mens af met messe en met hande en daai klas van goede om te ook gesondheid en higiëne en higiëne dan nou so dis die hele gedagte rondom dit. Ja, ons moet amper groet. Julle moet nog SADC uitvoerstatus kry en dan ook natuurlik Europese Unie akkreditasie. Hoe ver is julle met dit? SADC hopelik behoort daarom so 'n tydjie nadat ons die aanleg oorgeneem het. Kom ons sê maksimum 2 weke kan dit plaasvind. En dan die EU-sertifisering is 'n proses wat ten minste 3 maande kan vat en dalk langer. Ja.
Ian, ek sê vir jou baie dankie. Altyd wonderlik om vir jou raak te loop, al was dit op Nampo en hierdie keer het ek jou genooi, of ek moes Nampo toe gaan om jou te sien, spesiaal. Nou is ons daarom weer nader aan mekaar in ons eie land en alle voorspoed vir julle. En ja, ek hou ons asseblief op hoogte, kom kuier gereeld en ek dink ons moet weer 'n toer daar na Savannah Beef te doen. Baie dankie, Ian. Dankie, sal goed wees.